U is die almagtige, die ewige, die alleenwyse God. Here, onmiddellik kom Psalm 24 by my op wat sê, Who is the King of glory, strong and mighty? Who is the King of glory, invincible in battle? But who is this King of glory? He's the commander of all of heaven's armies. Here, vanmôre kom ons net om al die eer en die lof en die aanbidding aan U te bring. Net omdat U goed is vir ons. Net omdat U is. U is onveranderlik. U is altyd dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. U woord is die waarheid. U woord is lewe. U woord is vir ons kos, Here. Ons kan nie sonder U woord nie. En daarom is ons vanmôre hier om ons lof en ons prys en ons eer net aan U te bring. Want Here, U kom toe al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. Salf die prediker se lippe met 'n kool van vuur en laat die boodskap uit die troonkamer van die hemel sal kom. Ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor. Amen. Find me at the feet of Jesus. 'n Mens verstaan nie altyd hoekom se nie waarom se vanoggend se tema gesels ons oor wanneer ons die Here dien, ervaar ons sy voorsiening, seën en sorg. En julle gaan nou dink, hier kom nou weer 'n geldpraatjie. Maar hierdie is 'n baie belangrike deel wat 'n mens miskyk in die lewe. Wanneer ons die Here dien, ervaar ons sy voorsiening. Jy weet sy dankie. Ek gaan 2 skrifgedeeltes nou lees. Dan gaan ek open met 'n gebed en dan gaan ek begin met die woord. Maar ek wil hê elkeen van julle moet vanoggend rustig raak en mooi luister, want hierdie bepaal nie die woord nie, wat jy vanoggend met hierdie woord gaan maak, bepaal hoe jy van hier af dinge gaan vat. En dis vir my so belangrik, ek wil nie 'n getuienis, ek wil nie regtig hieroor praat nie, maar ek het al gedink, daar's fout met my. Want ek dink dit kan normaal wees om die Here te dien soos wat ek dit doen nie. Geen of hy sê hoekom. 'n Mens kry kinders wat hiperaktief is by die skool en dan kry jy nou mense wat hiperaktief is vir Jesus. En ek dink ek is daarby hiperaktief vir Jesus. Maar ek sal moet die Bybel lees, die Bybel gebruik om vorentoe te beweeg in die lewe, want dit is wat vir my gaan help. Dit is my medikasie om regtig waar rustig te raak in die Here, om by sy voete te kom. En dit is waar dit baie belangrik is om elke dag by hom te wees. En 'n mens verstaan nie alles altyd nie, maar bid vir wysheid. Nou as ons kyk na Eksodus 23 vers 25, en julle moet die Here, julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siekes uit jou midde verwyder. Siektes. Filippense 4 vers 19 in die boodskappe, hy sal vir julle sorg deur vir julle te gee wat julle nodig het. Dit sal hy doen omdat julle aan Jesus behoort. So hierdie 2 verse, maak 'n aantekening daarvan. Gaan raak rustig daaroor en gaan dink daaroor mooi na. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons kom vanoggend met oop harte voor U, Vader. Dankie dat ons U kan aanbid as 'n lewende God, die skepper van die hemel en die aarde, en die een wat nooit maar ooit verander nie. Vader, ons erken vandag dat ons niks sonder U is nie. Elke asem wat ons haal, elke stukkie brood wat ons eet, elke druppel water wat ons drink, elke nuwe dag wat ons beleef, is genade uit U hand. Heilige Gees, beweeg vanoggend van in hierdie plek, Here, van sitplek tot sitplek. Laat elke hart ontvanklik wees. Breek ons ongeloof af.
genees gebroke harte, herstel geloof wat moeg geword het. Laat elke mens vanoggend nie net na 'n preek hoor nie, maar 'n ontmoeting met die lewende God beleef vanoggend. Laat die woord soos 'n tweesnyende swaard deur ons harte sny. Bring verandering waar daar verandering nodig is. Bring hoop waar daar moedeloosheid is, Here. Bring genesing waar daar pyn is, Here. Ons verheerlik U naam alleen. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou, is vir my vanoggend, toe ek hierdie woord, ek het in die week het ek volg so 'n prediker wat, ek dink nie hy is alles altyd reg daar nie, maar sy woord, hy special for Jesus. Hy praat ook nie duidelik nie. En ek het in hierdie week, het ek aangesit, of iemand het my op 'n groep gesit, waar mense praat wat nie lekker duidelik kan praat. Dan gaan julle vir my vra, hoe bedoel jy nou nie duidelik? Hulle het 'n spraakprobleem. Nou baie van ons wil nie na sulke mense luister, want as jy die woorde verkeerd uitspreek, dan is dit ook nie reg nie. Ons wil daai perfekte lewenswyse hê. Ons soek alles perfek, nie waar nie? Maar het jy geweet die ou wat dalk 'n gebrek het, kan die Here gebruik? Maar ons is geneig om hulle een kant toe te gooi. En daai mense is so hyperaktief vir Jesus, dat hulle elke oggend open met 'n gebed en elke aand eindig met 'n gebed. Wat vir my, al kan jy nie duidelik hoor wat hulle sê nie, is dit vir my daai opregtheid wat hulle het in Vader, en daai is 'n boodskap wat vir my op die ou end van die dag optel. Maar as ons hoor iemand is 'n bietjie 'n probleem met spraak, dan druk ons al. Soos ag nee, wat die ou kan nie preek nie, of die ou kan nie bid nie, of die ou kan nie. Luister 'n bietjie mooi na hoe jy dinge moet hanteer. Want baie keer is dit daai spesifieke persoon wat die Here gebruik om vir jou 'n boodskap te gee. Amen. Nou, ons leef in 'n tyd waar mense regtig bang is. Hulle is bang vir môre. Hulle is bang vir finansies. Hulle is bang vir werk. Hulle is bang vir siektes. Hulle is bang vir die toekoms. Hulle is bang vir die toekoms. Ons is bang vir môre. Ons het nou vanmôre gesels, ons het nou 'n grap gemaak om te sê, ja, dis nog nie payday nie, die mense het nie petrol om by die kerk uit te kom nie, en ons het so baie seels, ons het nie dit nie, ons het nie dat nie. Maar as jy met mense praat, is dit altyd dieselfde dinge oor en oor, dieselfde gekla oor en oor en oor. En wat sê hulle altyd, hoe gaan ons dit maak? En dan gaan nou weer die getuienis gebruik van die R1000. Dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor geloof. Is waar ons 'n keuse moes gemaak het, gaan ons of gaan ons nie so kom dan toe nie. Want as jy R1000 het, moet jy nou kies is kos of petrol. En jy het 'n stoeigeveg met die Here, maar jy is op jou knieë. En iemand bless jou en sê koop 'n Kentucky, en jy koop Kentucky, en ek glo glad nie aan kompetisies of enigiets van daar, en ek scan nou maar die codes, want hulle sê ons moet die codes scan, en daar kry ek 'n R1000 gift voucher by Shoprite. Regtig, presies R1000. So, ek het gehoor, hoe gaan ek dit maak, maar die Here het voorsien. Ons is so bekommerd oor die dag van môre. Hoe gaan ons die maand deurkom, waar gaan die geld vandaan kom? Sal God nog voorsien? Nou fokus ons op, sal God nog voorsien? En tog gee God elke dag vir ons. Hy gee elke liewe dag. En elke dag is 'n ongelooflike belofte wat hy vir ons gee. Nie een nie, nie twee nie. Die een in die Ou Testament, die een in die Nuwe Testament, en al twee is presies dieselfde. God sal sorg vir sy kinders. Hoor mooi, ek hoor niks nie. God sorg vir sy kinders. Maar daar's iets wat ons dan nou miskyk. Hoekom gaan dit moeilik met my as God sorg vir sy kinders? Alles begin by diens aan God. Dis waar alles begin. Julle moet die Here julle God dien.
Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. En dan kom die armoede. Ek het my sê nie, maar, dis wat ek elke maandagoggend, ek glo vas, pastore moet maandagoggend afwees, maandag afwees, hulle mag glad nie werk nie, hulle moet die hele dag slaap. Maar as ek gaan slaap, dan gaan dit mos nou nie lekker uitwerk nie. Want 'n mens moet werk om kos op die tafel te hê. In die sweet van jou in die aangesig van jou sweet sal jy jou brood en jou botter verdien. So ons moet werk. Maar hoe is ons houding? Hoe is ons verhouding met God? Klink 'n bietjie mooi. As dit moeilik gaan, dan is ons gou om vir iemand te bel en te sê help. Nee. Maar wanneer is dit jou vertroue op God? Wanneer begin jou verhouding met God? Hy sê, dien my sodat ek jou kan lief hê. As jy nie 'n verhouding het met iemand nie, kom ons gee 'n voorbeeld. Ek gaan Piet en Sunny gebruik. Ek wil nie mense in die kerk gebruik nie. Piet en Sunny. Hulle twee moet 'n verhouding hê om te weet wat elkeen voel, wat alles wat hier binne is. Hulle moet 'n verhouding hê. Anders kan dinge nie uitwerk nie. Want Piet gaan sien hoe die Sunny kry swaar in die opsig en Piet gaan dan vir Sunny help en Sunny gaan vir Piet help. Nee? So maar hulle moet 'n verhouding hê. Anders as daar nie 'n verhouding is nie, as daar nie 'n gesprek is nie, as daar niks is nie en albei is net so standbeelde, kan niks werk nie. Amen. Maar nou vat ons verhouding met Vader. Wat is jou werklike verhouding met Vader? Hy sê nie, dien my sodat ek jou kan lief hê nie. Nee, hy sê, ek het jou lief. Hy het ons lief. Hy het elkeen van ons lief. Hy sê, nou leef vir my. Hy sê dit, as jy hom lief het, gaan jy vir hom leef. Nou, gaan jy nog steeds aangaan met jou ou lewenswyse? As jy regtig vir Vader lief het? Jesus sê, soek eers die koninkryk van God. En dan gaan hy vir jou alles bygee. Maar ons probleem is dat baie mense God laaste sit in die lewe. Ek het vanoggend 'n verskoning gehoor hoekom jy aan die kerk toe gekom kan word nie. Gister was ek moeg gewees, so ek het gister heeldag gerus. So vandag, wat Sondag is, wat die samekoms is, moet ek nou die wasgoed was, ek moet my huis skoonmaak, ek het baie dinge om vanoggend te doen. Ek kan nie vanoggend die diens bywoon nie, want ek het baie dinge wat ek moet doen. Wat is vir jou werklik belangrik? Ons vra seën, maar leef sonder gehoorsaamheid. Ons wil voorsiening hê, maar sonder oorgawe. God soek nie jou hand nie, hy soek jou hart. Waar is jou hart werklik? Daai hart. God seën wat jy reeds het. Hy sal jou brood en water seën. Let op, hy gaan jou brood en jou water seën. Hy sê nie, hy gee altyd meer brood nie, hy sê, hy seën jou brood. Nou God kan baie doen met min. Ek het al daaroor gepraat. Daai julle daai van die brood en die visies, 5 broodjies en die visies. Visies. Wat het daar gebeur? God het voorsien. Uit 'n kind se kosblik. Uit duisende gevoed, duisende daaruit. Nou mense dink, as ek meer geld gehad het, dan dinge lekker werk. Maar God sê, gee my wat jy reeds het. Nou as jy nie tyd het vir Vader nie, jy het nie tyd nie, hoe kan jy verwag daar gaan voorsiening wees? En ons praat nie net hierso van brood en botter en lekker braaivleis en daai dinge nie, gesondheid. Dankie Here dat ek vanoggend my oop maak. Dankie dat ek die voeltjies kan hoor sing. As ons kyk na Moses sê, Here ek het niks nie. Hy vra, wat is in jou hand? 'n Staf. Gebruik dit. Wat het jy in jou hand vanmôre? Wat het jy werklik in jou hand? Wat jy so in jou hande het, maar jy gebruik dit nie. Die weduwee het gesê, ek het niks nie. En God vra, wat is in jou huis? 'n bietjie olie? 'n bietjie olie?
Die wonderwerk begin nie altyd by wat reeds daar is nie. Dit begin met, wat het jy? Jy het energie. Jy het 'n asem. Jy kan die Here se naam groot maak. Maar die ou hier langs my gaan hoor as ek sing, so ek sing 'n bietjie vals. Soos wat hulle my mic moet afsit as ek sing. Hou op kyk na al die verkeerde dinge. Hou op kyk na alles wat jy dink nie reg is nie. Kyk 'n bietjie na God. En waar is jy? By wie se voete sit jy? Waar sit jy? Die seën is nie net finansiëel nie. Ons dink dikwels voorsiening beteken geld, maar nee, dis baie meer. Hy gee vrede. As jy Jesus het in jou lewe, glo vir my, gaan daar vrede wees. Amen. As jy Jesus in jou lewe het, gaan daar vrede in jou lewe wees. Nou gee my vrou, maar ek het vrede. Nee, as jy heeltyd sit en beklei en jy is bitter, het jy nie vrede nie. Jy het nie vrede nie. Nou hoe kan jy verwag, as jy heeltyd wil vuislaan, dat jy vrede gaan hê? Dis deel van God se voorsiening. Wysheid. Ek het vanmôre gesê, almal wat grys is, het wysheid. Jy kan regtig leer by mense wat grys is, hoor? Jy kan baie by hulle leer. Hoekom? Want hulle het die lewe gestap. Hulle het 'n harde pad gestap. 'n harde pad, 'n moeilike pad. Nou mens kan altyd leer by iemand. Ek sê baie keer, jy 'n mens wil aanhou om jou getuienis te gee. Hoekom gee jy jou getuienis? Want God het jou deur iets gesit, sodat jy vir ander kan wys. So dit is waar hy wysheid vandaan kom. Gesondheid. Elkeen van ons hier, wat volgens hier sit, is gesond. Amen. Elkeen wat ons hier sit, is gesond. Ons het gesondheid. Elkeen het geloop tot hierso vanmôre. Niemand het gekom hierso wat 'n mens met 'n bed hier moes indra nie en 'n masjiene moet aansit of enige iets nie. Elkeen vanoggend het ons het hier ingestap. Ons ontvang guns. Dan gaan jy sê, ja maar ek soek guns, ek soek meer guns. God gee vir mense so baie guns. Jy besef nie altyd wat daai guns behels nie. Herstel, dinge wat moeilik was in jou lewe. Dan dink ons aan, baie mense is ryk, maar ongelukkig. God wil jou lewe seën, nie jou geld nie. Hy wil jou lewe seën. Ons kyk so vas. As ek dan nou 10.000 rand het, gaan ek lekkerder lewe. Nee, as ek nie God het nie, gaan ek nie lekkerder lewe. Jy kan niks doen sonder God nie. God is ook die geneesheer en sal siektes uit jou midde verwyder. Nou daar's al baie siektes. Ek kan hulle opnoem. Jy hoef nie fisiese siekte te hê nie. Bitterheid is 'n siekte. Dis 'n vieslike siekte. Dis 'n vieslike siekte. Maar God is steeds dieselfde God. Hy genees, hy herstel en hy raak mense aan. Jesus het blindes laat sien, verlamdes laat loop, dowe ore oopgemaak, dooies opgewek. Hy kan dit alles doen. In Hebreërs sê dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Nou as Jesus vir daai mense dit kan doen, wat kan hy nie vir jou doen nie? Maar waar sit jy? Vra weer, waar is jy? Is jy by sy voete of is jy in die wêreld? Waar is jy? Ons hou nooit op bid vir genesing nie. Ons hou nooit op glo nie. Ons hou nooit op vertrou nie, want God verander nie. Ons moet aanhou. Baie keer dan raak 'n mens moeg om te bid om veranderinge te kry. Maar hoe kan Here, hoe kan God jou genees as jy bly bitter wees oor die lewe? Ek het al gesien mense in die ouete huis lê op sterwe. En dit laat my dink aan 'n tannie wat elke keer as ek daar kom en sy die deur toegeklap in my gesig. En ek is die een wat haar roudiens moes hanteer het. En dit was 'n harde een. Wat sê jy? Maar sy tot die laaste oomblik toe, het sy nog haar sigaretjie getrek.
En ek wil nie oor sigarette praat nie, ek sê net, tot die laaste oomblik was sy kwaad, sy wou nie vergewe het nie. Sy is lelik oorlede, lelik. Maar sy tot die laaste oomblik toe, het sy die laaste trekkie gevat, en haar laaste asem uitgeblaas. Maar as jy naby haar kom, dan is dit soos 'n magneet wat sê, nie aan my raak nie, dit voel soos 'n shock gevoel, sy is so bitter gewees, en dit is wat my altyd laat dink aan, hoe kan die Here jou seën, as jy heeltyd loop, kwaad vir die lewe? Jy is ongelukkig, omdat jy in die omstandighede is waarin jy is. Maar baie keer, het omstandighede gekom, as gevolg van, jou doen en laat is. Het jy reg gewandel en gehandel? Dink 'n bietjie daaroor. As ons kyk na Paulus het uit die tronk uit 'n brief geskryf. Filippense is nie geskryf vanuit gemak nie. Paulus sit vas. Hy het nie net leksheid gehad nie. Dink net, waar was Paulus? En tog, my God sal voorsien. Wat is geloof? My God sal voorsien. Jehovah Jireh. My God sal voorsien. En baie mense, as my omstandighede verander, sal ek God prys. As my omstandighede verander, sal ek kerk toe gaan. As my omstandighede verander, sal ek begin 'n Bybel lees. As my omstandighede verander, en weet jy wat? Jy kom op 'n punt, nee, wat jy tot op jou maksimum gegaan het. En as jy, Here, help my, Here, gryp in, Here, wees toch net daar. En dan kom die Here en hy gee vir jou wat jy nodig het. Want in die kerk kom jy en sê, julle almal moet vir my bid, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Dan bid ons en ons vra die Here om op te lig. En dan gee die Here die wonderwerk en dan kom maar 'n paar weke dan vergeet jy wat die Here gedoen het. Dan gaan jy maar net weer terug na jou ou lewe toe. Nee, wil jy God gebruik as 'n spaarwiel? Of wil jy hom gebruik elke dag, 'n verhouding hê met hom? 'n Verhouding. Paulus het, maak nie saak in wat se omstandighede Paulus was nie, hy het God gedien. Ek prys hom reeds. Dis wat hy gedoen het. Hy het hom geprys in sy omstandighede. Dit laat my dink aan die aand toe ek, dit is seker 20 jaar terug, toe ons bedien het op straat. Waar die ou boemelaar onder die lamppaal gesit is, toe daar nog lamppale was en lekker elektrisiteit was, het hy onder die lamppaal gesit en hy het Bybel gelees 9:00 in die aand. In sy omstandighede waarin hy is, het hy nog steeds Bybel gelees. Nou ons sê maklik, ek gaan nou nie vanaand Bybel lees nie. Jy sê krag nie, die telefoon wil nie lekker werk nie, so ek kan nie lekker sien nie. So as jy, nou gaan hy elke aand se storie wees, en elke dag se storie wees. Ek het al by hoeveel mense gekom en dan sê hulle, man, dit help nie hulle lees Bybel, want hulle kan nie mooi sien nie. Daar's 'n audio Bybel, daar's baie maniere om woord te kry. Maar as jy nie eers dit wil doen nie, kyk, Paulus was in omstandighede wat aklig was. Maar hy het na God opgekyk, hy het nie na sy omstandighede gekyk nie. Begin jou fokus afval van die omstandighede waarin jy jouself bevind. En kry 'n verhouding, kom by Jesus se voete uit. God voorsien volgens sy rykdom. Hy voorsien nie uit ons bankrekening uit nie uit ekonomie nie. Nie uit die regering nie uit mense nie. Hy voorsien uit sy rykdom. En God raak nooit arm nie. Want dis waar jou voorsiening vandaan kom, is van God af. Nie van die mens af nie. Geen mens kan die omstandighede verander nie. Geen mens nie. God gebruik mense om op jou pad te kom, om vir jou te voorsien. God gaan vir jou 'n werk gee, sodat jy voorsiening het. Maar jy moet by God uitkom. God besit die goud, die silwer, die aarde, die hemel, alles behoort aan hom, alles. Alles. En weet julle wat? God gaan vir jou gee net wat jy nodig het. Net wat jy nodig het.
Baie mense raak teleurgesteld omdat God nie altyd gee wat hulle wil hê nie. Ons almal wil 'n Lamborghini of ek wil 'n Toyota Hilux hê. Nee, steur hom. Ek dink baie daaraan, hulle het my Toyota ook gesteel. Nee, maar ons almal wil daai lekker voertuig hê. Nou, ek kan nie 'n nuwe Ford, wat is daai Ford ding, daai Ford bakkie Raptor ry nie, want hulle wiele gaan nie my sak kan pas nie. So wat help het ek wil 'n Raptor hê as ek nie die wiele kan bekostig? Ek kan net 17 kg per liter bekostig. Nou wat help het ek ry 'n voertuig wat 9 kg is en dis maar net vir die shine van. So God gaan vir jou gee wat jy nodig het, nie wat jy. Ja, weet jy wat? Ek sê vir as iemand 'n mooi voertuig kan bekostig en 'n petrol kan bekostig, yes. Maar hoekom wil jy jouself die lewe moeilik maak om ander te beïndruk? Hy beloof wat jy nodig het. Hy weet wanneer, hoe, waar. Hy sien môre reeds. Hy weet wat die volgende maand wag. Hy's reeds daar. Maar jy moet by sy voete wees. Jy moet by sy voete wees, mense. God gaan voorsien. Maar as jy nie 'n verhouding het nie, as Piet en Sunny nie 'n verhouding het nie, dan gaan dinge nie uitwerk nie. So jy moet 'n verhouding met God hê, sodat daar voorsiening kan kom. Voorsiening in gesondheid, voorsiening in brood en water. Voorsiening om hierdie awesome ding te kan hê om te gebruik. Wat is op hierdie ding van jou? Hoeveel tyd spandeer jy hierso? Is dit jou alfa en omega? Ek het nie tyd om Bybel te lees nie. Ek het nie tyd om woord te luister nie. Ek het nie tyd nie. Maar my omstandighede wil nie verander nie. Hoekom? Want ek kom nie by sy voete uit nie. Kom ons kyk 'n bietjie. God fokus op redding. Die grootste voorsiening wat ooit gegee is, was nie geld nie, nie kos nie, nie genesing nie, maar sy seun, Johannes 3 vers 16. Jesus is God se grootste voorsiening. Hy het sy seun, sy enigste seun gegee, sodat ons kan lewe. Sodat ons kan lewe. Want deur hom ontvang ons vergifnis. Ons ontvang redding. Ons ontvang vrede, hoop, die ewige lewe. Weet jy wat? Om die ewige lewe te ontvang, is die grootste, maar die beste geskenk wat jy kan kry. Is ewige lewe. En alles begin, waar begin alles? By Jesus. Alles begin daar. As Jesus nie daar is nie, kan die res nie daar wees nie. Jy het Jesus nodig in jou lewe. Nou vra jouself vandag af, dien ek die Here werklik? Of speel jy? Dien jy werklik die Here? Of dien ek hom net wanneer ek iets nodig het? Want glo vir my, dis maklik. Ek het vanoggend gesê, die ding wat my wiele pomp is nie in my kar nie, want ons het mos die hele kar leeg gemaak vir 'n toubaar. So die ding in my kar is nie daar nie, so ek kan nie, as ek 'n papwiel het, my wiel pomp langs die pad nie, so ek gaan moet die spaarwiel opsit en jy weet die tools en dit is maar 'n bietjie moeilik. Maar as ek nie daai ding in my kar het, nie gaan die lewe vir my 'n bietjie ongemak veroorsaak. En dis so met die Here. As jy nie vir Jesus in jou lewe het nie, dan gaan dinge moeilik wees. Jy kan hom nie net roep en sê, Here, nou het ek moeilikheid, kom help my nie, maar jy is besig met die dinge van die wêreld nie. Jy is besig met goed wat jy het glad nie 'n verhouding met God nie. Janie en Sunny kan nie saam bly as hulle nie verhouding het nie. Vertrou ek hom wanneer ek niks sien nie. Vertrou hom as jy hom niks sien nie, as daar niks is nie. Ek vat vir Lindy. Ek leer baie by haar. Baie. Nederig.
As jy haar storie luister, dan is daar tye waar daar niks was nie, maar die Here het nog steeds gesorg. En baie dae maak sy vir my kwaad. Want sy gee alles weg. Alles. Sy worry altyd die mense genoeg klere. En weet julle wat? Jy bel en sê ek het nood. Dan word daai nood vir jou reggemaak. Dan sê jy, joh, vanoggend het ek eers wasgoed om te was. Kom hier kerk toe, dan mis jy jou seëninge. Want iemand is daar wat vir jou wil gebless het. En dan mis jy dit. Dan was jy weer volgende week, is jy nou weer moedeloos, want jy het nie klere nie. Maar as jy nie eens by die huis van die Here kan uitkom nie, hoe kan jy verwag? Gaan dinge vir jou uitwerk? Hoe gaan mense weet van jou probleme? Kan ek hom loof voordat die wonderwerk gebeur? Kan ek hom loof voordat die wonderwerk gebeur? Nou, hoe gaan jy sing hoe gaan jy die Here se naam groot maak, as jy dan nou gestres is oor die dag van môre, as jy siektes het? Hoe gaan jy sy naam groot maak? 'n verhouding met hom. Het maak nie saak wat nie. Ek gaan die Here loof en prys. Ek gaan die Here dien. Al sien ek niks nie, al kyk 'n bietjie, en nou gaan ek weer begin daarmee. 'n boer plant mielies. Jy kan nie die mielies sien groei nie, onder die grond nie. Hy moet eers diep wortel skiet, voordat hy gaan uitkom, sodat hy sterk kan wees. En dis waar jy moet wees, by sy voete, waar jy gaan volgemaak word, sodat jy wortel skiet, sodat as jy blom, jy kom op, en jy staan en die storms kom, dat jy sterk kan staan. So jy gaan nog steeds, nog voordat die wonderwerk kom, moet jy sterk staan. Leef ek in gehoorsaamheid? Is jy werklik gehoorsaam? Glo ek nog dat God vandag sal voorsien? Ja. Ek glo met my hele hart. En ek weet is menslik die tyd van die maand om te worry oor die 31ste. Hierdie maand het 31 dae. So die goeders gaan af die 31ste. So jy gaan bietjie stres daaroor, dit is normaal. Maar wie en wie sit jy jou vertroue? En wie sit jy werklik jou vertroue? Miskien sit jy vandag hier en jou mandjie is leeg. Jou hart is moeg. Jy's moeg gesukkel. Jou liggaam is siek en jy's... Kyk wat maak dit bietjie as jy stres oor alles. Dit maak jou siek. Dit maak jou werklik siek. Jy gaan slaap mis. Ek dink aan die aand toe Jona by die revue was, Wissie was bietjie laat of die was laat gewees, daar was een of ander probleem gewees. En hy het agter in daai kar gesit en hy het gehuil en hy het gesê, besef mamma, ek gaan hierdie slaap wat ek gemis het, nooit inhaal. Besef jy, dat as jy wakker lê oor dinge, dat jy daai slaap, daai tyd, het jy klaar gemis, jy gaan dit nie weer terugkry nie. Daai tyd, wat jy met Vader kon gespandeer het, gaan jy nie weer terugkry nie. Daai tyd, gaan jy kan inhaal nie. So gebruik dit reg, kry genoeg rus in. Moenie wakker bly oor dinge wat jy niks aan kan doen nie, want God sal voorsien, maar jy moet nader tot God, en hy sal tot jou nader. Dis hoe dit werk. Is jou geloof klein? Luister na God. Hy sê, dien my, en ek sal jou brood seën, ek sal jou water seën, ek sal vir jou sorg, ek gaan jou dra, en jou nooit verlaat of, hy gaan jou nooit los nie, nooit ter ewigheid nie, hy gaan jou nie los nie, hy beloof dit, maar hy sê, dien my, soek allereers die koninkryk, en alles sal vir jou bygevoeg word. So jy kan nie sit, en besig wees met die dinge van die wêreld, en verwag God met jou seën. Dit is 'n moeilike ene daai, né? Die God van Abraham is steeds ons God. Die God wat manna laat val het, leef nog.
Die God wat water uit 'n rots gebring het, leef nog. Die God wat brode vermeerder het, leef nog. Die God wat Jesus uit die dood opgewek het, leef nog. Amen. En daardie God sê vandag vir jou, vandag, dien my met alles. Nie omdat hy iets nodig het nie, maar omdat hy weet, dat in sy teenwoordigheid is daar lewe, vrede, voorsiening en sorg. Dis vir alles. En ek wil hê julle moenie hierdie sien as 'n geldelike ding. Hierdie is alles blessings van Vader af. Alles. As jy vandag 'n stukkie brood het om te eet, wees dankbaar het 'n stukkie brood. Daar's mense wat mif afkrap net om brood te kan eet. So wees dankbaar. Wees dankbaar vir daai vleisie wat jy op die vuur sit. Want daar's mense wat ou vleis kry om te eet. Wees dankbaar dat jy vanmôre op 'n stoel kan sit. Wees dankbaar vir daai kussentjie wat jy opsit. Wees dankbaar dat jy mense het wat lief is vir jou. Wees dankbaar. Maar daar's mense wat tans lê en bitter is. Om vergewensgesindheid het teenoor ander. Mis uit op baie dinge in die lewe. Mis 'n drukkie. Weet julle hoe belangrik is 'n drukkie? Weet julle hoe belangrik is 'n drukkie? Om net die woorde te sê, weet jy wat, ek is lief vir jou. Ek is regtig lief vir jou. Daar's mense wat dinker daarna. Wanneer jy God eerste stel, ontdek jy dat hy al die tyd besig was om vir jou te sorg. Dink 'n bietjie mooi. Waar kom jy vandaan? En waardeur is jy in die lewe en wie het jou tot hier gebring? Nie jouself. Vader. Laat ons dus nie ons vertroue plaas op ons werk, ons inkomste of ons eie vermoëns nie, maar op die Here alleen. Dis alwaar haar voorsiening vandaan sal kom. Net van die Here af. Amen. Mense gaan jou teleurstel. Mense, jou omstandighede kan verander. Maar God is ewig trouw. Ewig. Hy is ons bron, hy is ons voorsiening, en hy is ons geneesheer, hy is ons Vader, hy is ons alles. Kom ons luister gou hierdie liedjie. Musiek praat baie hard met my in die laaste tyd. Dit bring goed uit wat vassit. Ek dien die Here met my hele hart. Hy lei my elke tree op hierdie pad. Luister nie Wanneer die woorde. storms om my voet gee hy nuwe moed. Want my God laat my nooit alleen staan. Hy seën brood en water elke dag. Sy trou gee my weer nuwe lewenskrag. Wat die wêreld ook al sê, ek sal altyd weet, my Vader sorg vir my. Ek kyk nie na wat ek nie het, ek kyk na hom wat nooit vergeet. Sy hand hou my, sy liefde dra, my God is altyd daar. Hy sal voorsien, Jesus leef, ek sing dit weer. Hy sal seën, hy sal genees, aan hom alleen behoort die eer. Ek sal jubel, ek sal dans, ek sal hom met alles prys. Want wanneer ek die Here dien, word sy liefde in my lewe bewys. Elke behoefte ken hy lang vooruit. Hy maak 'n weg waar daar geen pad meer lyk. Hy is groter as my vrees, hy bring ware vrede. Hy is koning nou en vir
voorsien. Halleluja. Maar jy moet tot hom nader. Jy moet hom alles maak. Jy moet die praktief wees vir hom. Jy moet jou alles wees. Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, vandag buig ons harte. En ons buig dit voor U. Ons verklaar dat U alleen ons God is. U is die bron, ons verlosser, ons geneesheer, ons vrede. Vergewe ons waar ons soms meer op mense, geld of ons eie planne vertrou het as op U, Here. Help ons om elke dag U eerste te stel, met ons hele hart te dien. Ons bid vir elke huisgesin, Vader, wat vandag deur finansiële druk gaan, Here, wat dit ervaar. Ons vra dat U deure sal oopmaak wat niemand kan sluit nie. Seën die werk van hulle hande. Laat daar nooit 'n gebrek wees aan brood op die tafel of die vrede in hulle huise. En Here, vrede is so belangrik. Ons bid vir elkeen wat siek is. Here, ons bid volgens vir Sina. Here, ek vra dat U met haar sal wees, Here. Ons harte is hier in ons harte, weet ons. Sy dien U met alles in haar, Here, maar ons vra dat U haar sal genees. So bring ons ook vir Suzette, Here, en ons vra dat U haar sal genees, Here. Daar was sy sit met die bloeddruk in die hospitaal, Here, vra dat alles sal normaliseer, Here. Raak elkeen aan met 'n genesende hand, bring herstel aan elke liggaam, Here, daar waar mense, wat ons nie van weet nie, Here, herstel liggaam, gees en siel. Vader, waar daar moedeloosheid is, Here, bring vir ons nuwe hoop. Here, waar daar vrees is, bring geloof. Waar daar trane is, bring vreugde, Vader. Here, ons dank U reeds vir dit wat U môre vir ons gee, wat ons nodig het, is reeds daar vir ons. Daarom kies ons om nie vandag in vrees te lewe nie, maar om in vertroue te leef. Ons verklaar saam met Paulus, my God sal in elke behoefte van ons voorsien. Here, ons gee hierdie week wat voor lê en volle in U hande, Here. Ons sê dankie vir die voorreg wat ons gehad het vanmôre om samekoms te kan hê, om by mekaar te kon gewees het, Vader. Ons wil vir U loof en ons wil U prys daarvoor, Vader. Here, gaan ook so saam met elkeen wat op die pad gaan, Here. Behoed en bewaar elkeen, stuur die engele vooruit om ons pad gelyk te maak. Here, daar waar mense gister oorlede is, waar gesinne groet het, Here, vra ek dat U met daai gesinne sal wees, Here. Gaan so saam met elke liewe ene, Here. Gaan so saam met die mensies wat nie kan wees volgende, Here. Ek vra dat U met hulle sal wees, Here. Here, gaan ook so saam met die mensies wat kwaad is, wat ongelukkig is, wat bitter is, Here. Vra dat U vir hulle sag sal maak. En Here, ons gee U al die lof en al die eer, en ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek wil net goue getuienis gee. Ek weet nie of julle ook hierdie WhatsApp gekry het wat die ronde gaan wat sê jy moet 2 minute oor 11 jou foon stel om te sê, om jou te herinner, what will Jesus do? Ek weet nie of julle dit gekry het nie. Maar dis 'n WhatsApp wat omgaan wat sê, kom ons vat hande saam en stel jou foon op 2 minute na 11 in die oggend en as die alarm dan nou afgaan, dan dink jy net daaraan, what will Jesus do in the situation where you are? In die situasie waarin jy nou op die huidige oomblik is. En ek so stel ek my wekker vir 2 minute na 11. En nou gaan hy in die klas, ek is onderwyseres, nou gaan hy in die klas af en dan speel daar 'n mooi dingetjie en dan sê ek weer ekskuus en dan sit ek die foon af en dan dink ek by myself, what will Jesus do? Dan dink ek net so vinnig, net kalm wees. Hy sou nou kalmer gewees het, want in die klas dan kan ek nogal opgewerk raak. En die oggend, nou is ek besig met wiskunde en ek is besig met breuke en dis die graad 4's en hulle verstaan nie hierdie breuke nie. Hulle verstaan nie dat dit 'n gedeelte van 'n geheel is nie. Ek kry dit nie in hulle kop nie en ek teken dit en ek is op die bord en ek is moedeloos. En ek is op daai punt wat ek weet ek is daar en daar gaan my wekker af. En
Ek druk hom dood en ek dink, what will Jesus do? En die volgende oomblik gee hy vir my net so vlugtige 'n beeld. Maar jy het apparaat. En ek het vergeet van die apparaat. Ek sê, that's what Jesus will do. He will use the apparatus, nee, en ek staan op en ek gaan en ek vat die apparaat. En is asof die lig deurbreek vir die kinders, want dis magnete wat op die bord sit, en so kan ek die breuke verduidelik. Ek het vir daai oomblik vergeet, ek het daai apparaat. Maar what would Jesus do? So nou het ek vir myself gesê, ek gaan nou elke uur wat die skool aan is, gaan ek my wekker stel om af te gaan, om my te herinner, what will Jesus do? En ek daag jou uit. Stel jou wekker. Daar's 'n groot groep, ek wil amper sê miljoene, wat 2 minute na 11 in die oggend hulle foon het, wat die wekker afgaan, what would Jesus do? Myne gaan nou elke uur van die skooldag, gaan hy afgaan. Om my te herinner, wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Moet ek kalm raak? Was ek dalk besig om hierdie kind te wil verwrig? Want ek voel party en dit so. Jesus sou kalm geraak het, Jesus sou die probleem anderster gesien het. Net om ons te herinner, what will Jesus do? Totdat dit by jou so ingeprent is, kom ons doen dit, want dis wat sy voorsiener is, want daar het onmiddellik het ek toegelaat om te luister wat die Heilige Gees vir my sê, en dis sy voorsiening. Nie in geld nie, maar in wysheid, om my in daai oomblik net daai woord te gee. Laat ons tyd hê om te dink. Dankie.